goedheid en guns, rykdom en eer en belangrik, lewe en onsterflikheid. Want dis wat die evangelie van ons Here Jesus Christus kom openbaar. Baie welkom julle hier en ook so julle op Facebook. Dis lekker om saam met julle te wees. Ek het 'n onderwerp wat ons hierdie afgelope 3-4 weke mee besig is en dis lewe en onsterflikheid. Ek het vandag vir Profet Christopher Janne Ari saam met my. Christopher, baie welkom hierso. Baie dankie. Groet ons geliefdes daar op Facebook. Ek groet almal. Genade en vrede, goedheid en guns, rykdom en eer en lewe en onsterflikheid vir julle almal. Halleluja. So, baie dankie geliefdes. Ons wil vra dat jy nou, terwyl jy ingeskakel is, share nou, comment of skryf lewe en onsterflikheid, share it, like it, maar moenie hierdie wonderlike gedagtes alleen geniet nie. Die evangelie is om gedeel te word. Amen. Goeie nuus moet altyd gedeel word en dis waarmee ons besig is. Ons praat oor die goeie nuus. Iemand het hierdie week vir my 'n boodskap gestuur en gesê, die goeie nuus word net beter. Amen. En beter. Ja. En dis wat die evangelie bring. Die evangelie is goeie nuus, maar die goeie nuus word beter en beter en beter. Want dit het te maak met Jesus die Christus, die een in wie ons ontstaan het. Halleluja. So ons het gaan praat verder oor onsterflikheid. Apostel Cohen het die afgelope 3 weke saam met my gekuier, maar vandag het ons vir Profet Christopher saam met ons, en ons gaan praat spesifiek oor die afgelope 3 weke, wat ek en Cohen gepraat het oor lewe en onsterflikheid, en sekere goed wat opgekom het in die preek, maar ek wil vroeg hierdie vraag vra. Een van die ouens wat onsterflikheid gepreek het, massive gepreek het dood gegaan. Ja. Paulus het onsterflikheid gepreek en Amen. dood gegaan. So wat maak dat ons nog steeds hierdie boodskap preek? Volgens jou. Ek wil net eers sê oor die goeie nuus wat beter en beter raak. Hoekom die goeie nuus beter en beter raak? Is omdat ons meer en meer ontdek Halleluja. van dit wat daar reeds is. Amen. Die evangelie wat ons preek, het te doen met dit wat God al reeds vir ons gedoen het. Amen. Die afgehandelde. Yes, sir. En met die ontdekking van hoe dieper en dieper ons daarin gaan, hoe meer en meer ons discover, hoe beter en beter raak hierdie nuus. Halleluja. So onsterflikheid is een van daai dimensies wat geopenbaar word. Dit is altyd daar. Dit is God se ewige voorneme. Halleluja. Wat nou aan ons geopenbaar word in hierdie tyd. Amen. En dit raak net beter en beter en beter. So met dit bygesê dat die evangelie wat ons preek, het te doen met hoe ons ontdek dit wat die Heilige Gees aan ons openbaar deur die skrifte. Amen. So as 'n mens openbaring van die Gees ontvang, het dit niks te doen met enige verwysing in die natuurlike. Oh, glory. Of dit al gebeur het of nie gebeur het nie. Of jy dit al met jou oë gesien het of nie gesien het nie. Die evangelie is reeds daardie ding wat in die hart van mense nie opgekom het. Amen. Wat die oog nie gesien het nie en die oor nog nie van gehoor het nie. Yes, sir. Maar dit is deur God se Gees aan ons geopenbaar. En ons verkondig dit. Amen. Wat die Gees aan ons geopenbaar het. Halleluja. So of dit al beproef was of nie beproef het. Ons glo in God. Glory. Ons glo in hom wat gesê het, is daar enigiets vir my te wonderbaar. Ons gaan nie verwysing soek of wetenskaplike feite nagaan om te glo wat ons glo nie. Want ons glo die skrifte. Ons glo in God. Amen. So dit is my antwoord op dit. Ek dink sommer aan dit wat Paulus skryf in Romeine stuk 4 waar hy praat oor spesifiek Abraham en dan sê God openbaar hom aan Abraham en hy sê ek is die God
wat die dode lewend maak. Halleluja. Ja. God is die een wat die dode lewend maak, nie wat die lewendiges dood maak nie. Amen. Ons moet dit sê, Ja. God is nie die een wat die lewendes dood maak nie, maar hy is die een wat die dooies lewend maak. En dan sê hy 'n powerful ding, wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ja. Want vir baie mense is hierdie onsterflikheid nie, want dit bestaan nie. Ja. Maar in die mind van God bestaan dit, want God is die onsterflike. Amen. Amen. En soos wat ons verlede week quoteer het in Prediker wat sê, dat hy het ook onsterflikheid of die ewigheid in die hart van die mens geplaas. So die ewigheid en die boodskap wat ons spreek van onsterflikheid, is jou werklikheid. Want jy wil nie doodgaan nie. Niemand wil doodgaan nie. Ja. Daar's nie 'n mens wat wil doodgaan nie. Die mens wil wel verlos word van die suffering. Ja. Maar doodgaan? Nee. Jy kan nou maar hoe pyn, hoe smart en goed ervaar. Doodgaan wil jy nie. Ja. Jy wil verlossing hê van die smart van hierdie wêreld, maar nie doodgaan nie. So ons bring hierdie boodskap en dis hoekom ons gaan kyk, dieper gaan kyk en ons gaan nog sommer lank aangaan, want dis die evangelie Ja. Amen. van die Here Jesus Christus. Amen. Ek hou van reeds op daardie punt hoe apostel Cowan dit uitgebring het, dat ons moet ons verwysingspunt verander. Ons moet anders dink daaroor vanaf waar ons destyds gedink het aan 'n tydelike aarde en 'n ewige hemel. Ja. Moet ons begin dink aan 'n tydelike hemel en 'n ewige aarde. Amen. En terselfdertyd die verlange wat mense het om hemel toe te gaan, het nie eintlik, soos hy reg gesê het en julle in die tyd gesê het, te doen met mense wil graag hemel toe gaan nie. In jou hart wil niemand sterf nie. Nee, klaar. Niemand wil sterf nie. Maar niemand wil ook met die huidige omstandighede saamleef nie. Ja. Mense soek ontvlugting van die smarte. Mense soek ontvlugting van die huidige pyn en dit. En omdat hulle die evangelie nie begryp nie, Ja. dink hulle hemel toe gaan as die antwoord. Om weg te kom uit dit uit as die antwoord. Maar God het ons nie geroep om te wil ontvlug nie. Nee, glad nie. Hy sê in Johannes 17 sê hy, Vader, ek bid nie dat hulle uit die aarde weggeneem word. Come on. Sê, maar dat U hulle bewaar. Amen. En dit is wat God se doel is met ons, om ons hier te bewaar, onberispelik te bewaar, sodat ons kan lewe. God het ons gemaak om te lewe en nie om te sterf. Ja. En dan soos wat Jesus ook geleer het wanneer jy bid, sê dat U wil geskied op die aarde, Ja. soos wat dit is in die hemel. Amen. So dit was nog altyd God se idee dat die mens op aarde moet lewe. Amen. En dis hoekom God toe hy die mens maak, toe vat hy die mens uit die aarde en hy blaas die hemelse heerlikheid binne in die mens, sodat die mens 'n hemel en aarde op die aarde kan wees. Halleluja. Beloved, God het die mens so dinamies gemaak dat hy ons hemel en aarde in een liggaam. En dis weer die koms, die vleeswording van die Here Jesus, waar God en mens, die hemel en aarde weer in een liggaam kom woon. En dit is altyd ons verwysing. Ja. Jesus die Christus, voor tyd, wat in tyd gekom het en kom sê, luister, die ding waarmee julle battle, dood, is nie plan nie. Ja. Ek kom om juist die dood te kom oorwin. Want wat was die groot ding? Die groot ding van Genesis was dood wat ingekom het. Ja. Dis die ding. En dis wat Jesus Christus kom herstel. Hy kom, en Paulus skryf so mooi in Hebreërs. Hy sê, dat omdat ons kinders, vlees en bloed deelagtig is, Ja. het hy dit op dieselfde manier geword. Hoor weer? Hy word dit op dieselfde manier, vlees en bloed, om tot niet te maak, die dood. Amen. Halleluja. So die dood is
oorwin deur die man Jesus Christus wat vlees en bloed kom word. Kyk, kom ek noem dit so. God het nie die dood kom oorwin nie, want God het nie gesterf nie. Ja, ja. Hoor my mooi. Die mens het gesterf. Ja. So God word 'n mens om die dood van die mens te oorwin. Dis hoekom onsterflikheid vir die mens se liggaam is. Amen. Halleluja. Ek dink dit is belangrik dat ons altyd teruggaan na die begin. Ja. In Genesis. Toe God mens maak. Toe sê God, laat ons mens maak na ons beeld en ons gelykenis. Come on. God het in gedagte gehad om iemand op die aarde te hê wat lyk soos hy. Iemand wat funksioneer soos God. Come on. Iemand wat in die aarde God verteenwoordig. Yes, sir. God reflekteer. So God word in hierdie dimensie deur die mens gesien. Ja. En in geen ander wese so saamgevat. Dis hoekom God het mens kom word en onder ons kom word. So God se plan van die begin af was om 'n mens te hê in die aarde. Amen. Wat hom verteenwoordig. Wat hom uitdruk. Wat hom aan die heelal bekendstel. Amen. En daardie mens moes lewe. Hy moes die aarde onderwerp. Hy moes die aarde beheer. Hy moes gesag neem oor die aarde. Dit is wat God in gedagte gehad. Nie 'n mens wat sterf nie. Amen. En dit is toe mens van dit eet wat hy nie moes eet nie. Ja. Toe het die dood ingekom. So dood was nog nooit van die begin af die plan nie. Amen. Of hemel toe gaan was van die begin af nog nooit die plan nie. Ja, dit was hier op die aarde. Amen. En nou kom ons weer, ek wil weer terugkom na die vraag wat ek gevra het. Daar's mense wat sterwe. Maar kyk ons na hulle. Kyk ons na Paulus se ervaring of na Petrus se ervaring, ewen in ons tyd. Die man wat ek weet wat onsterflikheid gepreek het soos nog niemand wat ek gehoor het nie, Kobus van Rensburg. Ja. En toe Kobus sterwe, toe val al die ouens wat saam met Kobus was net so af. Net so weg. Ja. Want hoekom? Hulle sê nee man, die boodskap werk nie. Die boodskap werk nie. Nou ons preek nie 'n boodskap op grond van enige iemand nie. Ja. Ons preek die boodskap op grond van wat ons in die skrifte lees. En ons preek 'n boodskap nie omdat ons enigiets sien nie. Soos wat jy net al gesê het, dis nie die wetenskaplike feite wat maak dat ons boodskap preek nie. Die wetenskaplikes is besig om op te catch met wat ons reeds in die skrif het. So hulle kom bevestig ons kyk, gaan nie om te kyk of ons boodskap waar is op grond van hulle ondervinding of op grond van hulle se bevindinge nie. So ek wil net hê ons moet bietjie kyk na die onsigbare riem. Ja. Toe Jesus uit die dode opstaan, was dit kom vertel deur die ander disippels. Maar daar was een disipel wat gesê het, nee, hierdie storie klink vir my bietjie vergaande. En hy sê, man, as ek nie kan voel, my hande in sy hande kan druk, as ek kan dit ervaar, sal ek dit nie glo nie. En Jesus verskyn aan hom. En Jesus gee hom die voorreg om te kan voel. Ja. En hy sê toe hy glo. Jesus sê jy glo omdat jy gesien het. Come on. Maar salig is hulle wat glo, al het hulle nog nie gesien nie. Ons glo in 'n God wat ons nie met ons oë gesien het nie. Come on. Maar salig is hulle wat glo, al het hulle nog nie gesien nie. En so is dit met elke ding van die gees. Jy glo eers voordat jy sien. Ja. Deur die geloof glo ons dat dit wat ons sien bestaan het of ontstaan het uit dit wat ons nie sien nie, volgens Hebreërs 11. Yes, sir. So ons glo in die onsienlike God. Maar die onsienlike God
maak dit wat ons glo sigbaar vir ons. Amen. Ons glo in sy woord en gevolglik ervaar ons dit wat hy beloof het. Amen. Soos hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Come on. Jy doen dit omdat jy glo Yes, sir. dat die woord van God waar is, nie omdat jy gesien het of beleef het of nie. En of jy beleef of nie beleef nie, jy lê jou hande op die siekes en jy ervaar dat hulle gesond raak. Ja. Dit is geloof in God. So die evangelie wat ons preek, is dit wat deur ons geopenbaar is deur die skrifte en deur die Heilige Gees. Amen. En daarom glo ons dit. Amen. Daar's 'n gedeelte, miskien kan jy gou daarna kyk in Hebreërs wat sê dat alles onder sy voete onderwerp is. En alhoewel dit is, sien ons nog nie. Ja. Kyk jy, ons ervaar nog nie dat alles onderwerp is nie. Maar is ons moedeloos? Gee ons moed op? En soos wat Paulus skryf ook in Korintiërs, dat ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Right. Want aanskouing gaan maak dat jy moedeloos word. Aanskouing gaan maak dat jy sê, nee, hulle het gesterf, hulle die. Maar ons het 'n groter realiteit. Die absolute realiteit. Christus Jesus, die lewende woord van God wat aan ons kom wys. Luister jy, dis dit. Nie dit wat jy sien nie. Ja, ek wil hom nog sommer lees vanaf vers 5, is Hebreërs 2 vanaf vers 5. Wat sê, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek. Ja. Die toekomstige wêreld waarvan ons spreek. Lees dit weer. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek. Come on. Nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens? Dat u aan hom dink. Come on. Of die mense kan dat u hom besoek. Weereens, die belangrikheid van die mens vir God Come on. kan nie oorbeklemtoon. God het nie dit aan engele onderwerp. Hierdie toekomstige wêreld wat ons van praat, is nie aan engele onderwerp, maar aan die mens. Ja. Dat dit iemand verbaas en vra, dat hy vra, wat is die mens? Hoekom is hy so belangrik vir my? So hy sê, u het hom weinig minder as die engele gemaak. Met heer en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Ja. Hy sê, alle dinge het u onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Wat sê weer? Niks. Hy het niks uitgesonder wat aan hierdie mens nie onderworpe is nie. Come on. So toe God alles onder sy voete stel, het God niks uitgesonder nie. Come on. Dit wil sê, daar is niks wat nie onder die voete van mens gestel is nie. Daar is niks waaroor mens nie moes heers nie. Dit is wat God in gedagte gehad. So God het nog nooit in gedagte gehad dat enige iets die mens moes oorheers nie. Dat die mens aan enige vorm van slawerny gebonde moet wees nie. Ja. Maar alles onder die voete van mens gestel moes word. So hy sê, alle dinge het hy onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar hier sê dit, maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom onderworpe is nie. Nou sien ons nog nie. So vir baie mense kan dit wees asof dit, as ons dit nog nie sien nie, is dit dan waar. Ja, dis die ding. Dis waar mense soms stak. Ja. En nie glo nie, want hy ervaar nie. Maar die feit dat ons nie sien nie, maak nie God se woord onwaar nie. Amen. Die feit dat ons nie ervaar nie, maak nie dat ons twyfel in God se woord nie. Amen. Maar ons glo God. En sonder geloof
is dit onmoontlik om God te maak. Onmoontlik. Want elkeen wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Come on. En dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Amen. So ons glo in God. Yes, sir. Dat hy is. En dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Amen. Right. So hy sê, maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderworpe is nie. Maar ons sien hom. Oh, hallelujah. Namelijk Jesus. Jesus bly die verwysingspunt. Amen. Van alles wat ons glo. Yes, man. Hy het die dood oorwin. Come on. As 'n mens het hy gesterwe en uit die dood uit opgestaan. Yes, sir. Amen. En wat sê die skrif? Want dit was onmoontlik dat hy deur die dood gevange kon hou. Halleluja. Dit was onmoontlik dat die dood hom gevange kon. Jesus is die opstanding en die lewe. Halleluja. So ons verwys nie na onsself enige iets van ons vermoë nie. Maar ons glo in hom. Come on. Wat vir ons die dood gesmaak en oorwin het. Thank you, Jesus. Hy sê, maar ons sien hom. Ja. Naamlik Jesus. Onthou julle, ons het eintlik begin hier in Johannes hoofstuk 11, waar Jesus kom en hy by die dood van sy vriend Lazarus, wat slaap, sê hy, luister, jou broer sal opstaan. En hulle sê, ja Here, eendag, in die opstanding. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Amen. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Amen. En wie lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Wat? Dat ek die opstanding en die lewe is. Ek is dit wat jy in die toekoms verwag. Amen. Is ek nou. Ja. Ek is nou die lewe wat jy vir die toekoms verwag. Ek is nou die opstanding wat jy vir die toekoms verwag. Dis nie eendag nie. Beloved, onsterflikheid is nie vir ons in die toekoms nie. Amen. Dit is definitief nie. Onsterflikheid is nou. Maar onsterflikheid is in Jesus. Onsterflikheid is in Jesus die Christus. Ons sien dit miskien nie nou nie, maar ons sien hom. Amen. En solank jy hom sien, gaan jy ervaar jou realiteit. Wat het gebeur toe Petrus die ouens is op die boot. Petrus is bang. Of althans hulle is op die boot, die wind is teen hulle. En miskien is daar siekte teen jou. Whatever ook al nou is teen jou. En Jesus kom stap. Ons word bang, hulle dink is 'n spook. En Jesus sê, moenie vrees jy, ons is ek. Petrus sê, as dit jy is, kom. Hy wil sê, Petrus klim uit die boot uit, sy oë gefestig op Jesus. En terwyl hy hom sien, doen Petrus die onmoontlik, hy loop op die water. Maar die Bybel sê, en toe hy begin rondkyk na die storm, toe sink hy. Ja. En te veel mense kyk na die sigbare. Amen. Te veel mense fokus op die simptome van siekte. Te veel mense fokus op wat verkeerd gaan rondom hulle. Maar ons kom met goeie nuus. Ons sien hom. Amen. Amen. Wat die dood oorwin het. En hoor gou hierso. Dis wat ek wil vir julle lees. 2 Timoteus 1 vanaf vers 9. Hy sê God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, hoor jy, wat ons van ewigheid af. Amen. O, wat ons van ewigheid af. Die ding het nie hier langs die pad begin nie. Ja. Onsterflikheid is nie 'n boodskap wat ons nou eers aan dink of opgemaak het nie. Ja. Die is van ewigheid af in Christus vir ons geskenk. Amen. Dan sê, maar wat nou geopenbaar is. Amen. Deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onsterflikheid aan die lig gebring het, waardeur? Deur die evangelie. So ons bring jou Jesus as jou onsterflikheid.
Jesus 'n mens. Nie 'n gees iewers nie, maar 'n mens as jou werklikheid. Amen. Dit is vir my so wonderlik. God dink anders as ons. Jesus dink heeltemal anders. As hy in die gesprek is met die vrou by die put, dan sê hy vir haar, daar kom 'n tyd. Hey, Dit is nou. come on. Sien. Omdat God in die ewigheid lewe en bestaan, Ja. is dit wat ons nou sien, is God se ewige voorneme, Come on. sy ewige plan, maar nou vir ons geopenbaar. Yes, sir. Dis nie asof die ding hier langs die pad wat God hierdie plan beraam het. God was nog nooit onkant gevang. God was nie onkant gevang deur Adam se fout nie. God het alreeds sy ewige voorneme, sy ewige plan met ons gehad en geweet hoe die ding gaan uitwerk. Maar dit het met die tyd was dit geopenbaar. Ja. So as Jesus praat van daar kom 'n tyd wat julle nie meer hier sal aanbid en daar nie. Of wat mense in gees en in waarheid moet aanbid. Sê hy nie net daar kom 'n tyd nie. Maar hy sê maar daar kom 'n tyd en dit is nou. Come on. Oh, hallelujah. So die ewige voorneme van God kan vir jou toekomstig wees, maar in God is dit nou. Amen. In God is dit altyd nou. Come on. Want net soos met die geval met Martha en Jesus se gesprek. Martha sê vir Jesus, as u hier was, sou hy nie gesterf. So nou sê, so sy het geloof in hom gehad, Yes. dat as hy hier was, sou Lazarus gesond geraak het. Dis hoe kon alreeds die boodskap gestuur het terwyl hy siek was. Ja. Want hulle het gehoop Jesus sal opdag en dan sou Lazarus nie sterf nie, want hulle het geglo in Jesus wat die siekes gesond kan. Ja. En dit is die progression van understanding ook by die kerk. Ons het gekom tot geloof in Jesus Christus wat kan genees. Ja. Maar vir ons was die dood nog nie iets wat ons kan vryspring nie. Ja. Almal se paadjie. Almal se pad. Shame. Nou terselfdertyd wil ek ook as 'n mens baie keer hoor hoe die predikinge buite is. Baie mense glo dat die Here se koms is naby. Ja. So ek voel as jy glo dat die Here se koms is naby, is jy veronderstel om te glo aan onsterflikheid. Ja. Wat ook al jou definisie is. Kan Vir sommige is dit 'n wegraping, of wat, maar die beginsel is daar is veronderstel om mense te wees wat nie doodgaan nie. Ek het vir iemand by die begrafnis ook gesê dat hulle praat van alles almal se paadjie. Toe vra ek vir die prediker, man, jy ken ook die skrif. Ja. Wat sê? Ons sal wel nie almal sterf nie. Ek sê, wil jy nie bietjie dit ook preek nie? Ja, tog, come on. Moenie sê dat dit almal moet sterf nie. Want daai is die skriftuurlik. Nee. Wat skriftuurlik is dat ek maak julle geheimenis bekend. Amen. Wat sê, ons sal wel nie almal sterf nie. Is jy dapper genoeg? Het jy geloof in God genoeg om te kan verklaar? Ons sal wel nie almal sterf nie. Come on. En dit is wat ons hier verklaar. Ons sal wel nie almal sterf nie, volgens die skrifte. Volgens die skrifte. Amen. 1 Korintiërs 15 begin, waar hy praat oor hierdie opstanding uit die dood het, en ons sal wel nie almal sterf nie, begin met Jesus wat uit die dood het opgestaan het, volgens die skrifte. Hey. Amen. So ons preek iets anders buite die skrifte. Hierdie ding is volgens die skrifte. Paulus verwys na Jesus se opstanding uit die dood uit, volgens die skrifte. Amen. So ons staan by die skrifte. Nie 'n ervaring nie, nie 'n storie nie, volgens die skrifte. Oh man. En as so 'n powerful ding in Johannes hoofstuk 10, Jesus waar hy die ouens hom wil doodmaak oor hy gesê het ek is die seun van God.
Sê Jesus 'n powerful ding. Hy sê en die skrifte kan nie gebreek word. Amen. Amen. Hierdie is nie op grond van enige iets wat ons begeer buiten die skrifte nie. Amen. Amen. Ons laat ons nie lei deur enige iets buite die skrif nie, want die skrif is vir ons wat God vir ons ingegee. Die Bybel leer ons, die hele skrif is deur God ingegee, geïnspireer. So, dis nie iets wat ons maar net kom praat nie. Ja. Ek onthou ons het een keer toe praat ons oor hierdie ding met 'n kappel. En nou wil ons die skrif vir die kappel wys, maar die kappel sê, maar wat van die en wat van daai en wat van die? Toe sê ek, maar dan glo jy mos nie die Bybel nie. Ja. Want as ek die skrif bring, en jy bring vir my mense se ervarings, dan is die ervaring van mense het 'n groter gesag as die skrif. Dan moet jy die hele Bybel weggooi. Ja. Maar ons preek op grond van die skrif. Ons kom en ons bring aan jou die boodskap van onsterflikheid op aarde as gevolg van die oortuiging van die skrif. Dis nie enige iets anders behalwe die skrif nie. Die goed wat ons glo, meeste van die tyd, is buite die skrif. Ja. Soos hemel toe gaan. Ja. Right? En ons het dit gecover. Miskien moet ons bietjie weer gaan kyk na die want die mense wil hemel toe gaan. Waar Paulus in 2 Korintiërs praat van die woning wat ons in die hemel het, wat aarde toe moet kom. Ja. En dis een van die goed wat ek in Cowan gecover het, maar ek dink ons moet dit net weer sodat mense kan begin sien, Christopher. Ja. Die ding is nie doodgaan en hemel toe nie. Ja. Dis aarde. Daar's 'n uitroep, daar's 'n versigtiging van ons liggame om met die hemelse heerlikheid oorkleed te word. Ek kan maar vir ons daar gaan. Ja. Okay. Ek is nou weer by 2 Korintiërs 5 wat julle baie mooi behandel het. So ek dink jy gaan enigiets kan by spoegie behalwe herhaal wat gesê was. Dit is so belangrik. Nou Apostel Cowan het hierdie ding so mooi vir my baie mooi uitgebring. Hy sê want ons weet dat as ons aardse teenwoning afgebreek word. Hy sê as. Dis nie iets wat moet afgebreek word. As dit afgebreek word. So daar's nie 'n verwagting dat dit moet afgebreek word. En ons kan in die verdere skrifte weer sien dat ons nie so 'n verwagting het nie. Ja. Sien. Maar as hy afgebreek word, is ons nie verlate. Is ons nie sonder 'n hoop nie. Sien. Is nie asof as hy nou afgebreek word, dan is al ons hoop weg nie. Hy sê want ons weet, dis iets wat ons weet. Hoe weet ons dit? Volgens die skrifte. Ons weet dit. Ons is oortuig daarvan. Volgens die skrifte. Ons weet dat as, nie wanneer nie, as dit afgebreek word, as hierdie aardse teenwoning afgebreek word, ons gebou het van God. So dit is ons troos. Dat as die wat ontslaap het, hulle teenwoning is afgebreek. Maar hulle is nie verlore nie. Daar is 'n gebou van God. 'n huis wat nie met hande gemaak is. Ewig in die hemel vir ons. Oh Jesus, thank you. So God het alreeds iets voorberei. Iets wat ewig in die hemel is. Want om hierdie rede sug ons ook. Oh boy. En verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Ons verlang nie om hemel toe te gaan. Ons verlang vir dit wat God vir ons in die hemel voorberei het. Om dit in hierdie dimensie, in hierdie aarde te ontvang. Come on. So ons sug nie om heen te gaan, maar ons sug vir dit, dat ons dit moet ervaar wat God vir ons in ewigheid voorberei. Come on. Ons verlang om dit wat die ewige voorneme van God vir ons is, te ervaar. Nou. So ons wil nie afgebreek word. Nee. Ons wil nie sterf nie. Ons wil
het dat ons oorklee moet word. Come on. Met die woning uit die hemel. Halleluja. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word. Want ons wat in die tent is, Ja. Oh. ons is nog in die tent. Ja. Sien. Die ander sinne sal afgebreek. Maar hulle is nie verlore nie. Dis hoekom die skrif sê, ons weet nie soos mense wat die hoop het. Omdat ons weet wat die belofte van God is. Ons weet wat God se plan is. Om almal te bekleem met hy ewige woning wat hy vir ons voorberei het in die hemel. So, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaar. Omdat ons liewer nie onkleed. Daar is dit weer. Dit is duidelik dat ons nie onkleding soek nie. Ons soek nie hierdie tentwoning moet afgebreek word. Nee. Maar wat ons soek, ons wil oorklee word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Oh, shekabrabanada. Nou sien, maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God. Oh, halleluja. Okay, jy gaan dit nou weer noem, maar ek wil dit net, hy wat ons waarvoor toeberei het? Vir hierdie ding, dat ons nie onklee moet word, maar dat ons oorklee moet word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Ek dink jy moet dit weer sê. Waarvoor het God ons toeberei? God het ons toeberei, sodat ons nie onklee moet word nie. Onklee is nou wat? Onklee is dat hierdie tentwoning afgebreek word. Okay. Sien. So God het ons nie voorberei vir hierdie tentwoning moet afgebreek word. Ja. God het ons nie voorberei vir sterwe nie. God wat ons voorberei het, sodat ons die ewigheid kan smaak. Dat die ewige woning wat hy vir ons in die hemel het, in daai dimensie, oorklee. Dat ons dit moet aantrek, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Dit is waarvoor God ons toeberei het. Volgens die skrif. Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God. Amen. Dit kom nie uit 'n mens se gedagte nie. Dis nie 'n ding wat 'n mens opgedroom het nie. Dit kom uit God uit. Oh, halleluja. Hy, en daarom het hy ons die Gees as onderpand gegee. Oh, halleluja. Nou beloved, God het jou toeberei. Nie om te sterf nie, maar om te lewe. Amen. Daar's daai een ding is wat God in mind het, is dit lewe. En hy het ons die Gees gegee as onderpad. En hier wil ek vir jou sê, beloved, die sterflike, ons het dit gelees van die sterflike, sodat die sterflike oorklee moet word met die onsterflike. Nie die dooie nie. Ja, God is die een wat die dooies lewend maak, maar dit is vir God nou belangrik dat jy nou moet lewe. Daar's twee gedeeltes, ek weet, mense praat maklik van die Here kom haal. Ja. Die Here kom haal niemand nie. Daar's twee gedeeltes in die skrifte wat ons het van mense wat God kom haal het. Net twee. En daai twee mense het nie een gesterf nie. Ja. So as God jou kom haal, gaan jy nie dood hier. Doodgaan is nie God wat kom haal nie. Maar as jy lewend is, want Henok het met God gewandel, en die Bybel sê hy was daar nie meer nie, want God het hom gevat. En dan het dus Elia, is Elia, nee? Ja, Elia het ook nie gesterf nie, die Bybel sê God het hom gevat. As God jou vat, dan gaan jy nie dood. Dan gaan jy nie dood. Jy lewe. Want God het ons voorberei om te lewe. En hy is die een wat die sterflike lewend maak. Paulus skryf dit in Romeine hoofstuk 8, hy sê, vers 11, en dieselfde, Romeine 8:11, dieselfde Gees wat Christus uit die doodheid opgewek het, binne in julle woon, dan doen hy wat? Sal julle sterflike liggame lewend maak. Halleluja. Nee, ons praat nie van dooie liggame lewend maak nie. Hy gaan dit doen, maar God is nou gefokus op nou, want hy wil die sterflike liggaam lewend maak. Daarom het hy die Gees as onderpand gegee. Ons het gesien, die onderpand beteken deposito. So God het sy Gees gegee as 'n deposito, en die Heilige Gees is besig om te werk en te sê, luister, die liggaam gaan ook hierdie verheerliking experience. Daarom sug ons nou. Maar ons weet, ons het die deposito.
En as jy die deposito het, dan is die waarborg daar dat die res gaan in plek val. Die liggaam weet. Hy gaan verheerlik word. Halleluja. Hy gaan die sterflike gaan bekleed word met die onsterflikheid. Dis die blessed hope wat ons het, man. Halleluja. En omdat die Bybel so sê. Omdat die Bybel so sê. Halleluja. 1 Korintiërs 15. Lees ek gaan vanaf vers 51 lees. Maar ek wil eintlik by 53 kom. Van 54. Hy sê, kyk ek deel julle 'n verborgenheid mee. Oh, halleluja. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Maar ons sal almal verander word. Sien, die ding waarvoor God ons voorberei is nie om te ontslaap nie. Ja. Maar verander te word. Come on. Hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Dit is waarvoor God ons so. So in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons, jy hoor ons is nie by die dode nie. Ek wil dit weer lees. Come on. Dis twee groepe mense. Hy sê in 'n oomblik, in 'n oogwink. Come on. By die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. Ja. En ons Thank you, Jesus. sal verander word. Die sterflike. So God het ons vir dit voorberei. Nie om by die dode te wees nie. Come on. Hy sê ek deel in hierdie verborgenheid nie. Ons sal wel nie almal ontslap nie. Oh, dankie. Maar ons sal almal verander word. So ja, hulle wat gesterf het, is nie verlore nie. Nee, glad nie. Hulle sal onverganklik opgewek word, maar ons. Skryf daar so ons. Skryf aan die komment. Ons. Halleluja. Sluit jouself in by ons. Ons sal verander word. Thank you, Jesus. As enige iemand twyfel in wat ek nou sê, gaan lees 1 Korintiërs 15. Ek het vir jou gelees nou uit die 51ste en 52ste vers. Ja. Nou sê hy hierdie ding in die 53ste vers. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. Dankie, Here. Alles wat verganklik is, moet met onverganklikheid bekleed word. Dit is waarvoor God ons voorberei het. Amen. Nie om in die verganklikheid voor te gaan nie, maar onverganklikheid te beleef. Come on. Hy sê, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Oh, Ek thank you, dink hulle Jesus. moet weer moed ook neerskryf. Ja, skryf moed daar so. Dis 'n moed. Dis 'n moedsak. Dis 'n moedsak. As daar iets is wat 'n moedsak is, is hierdie ding. Volgens die skrifte. Volgens die skrifte. Amen. Amen. 1 Korintiërs 15 begin volgens die skrifte. Kom ons lees ons. Hier bo in 1 Korintiërs 15 sê. Want in die eerste plek, dis die 3de vers. Ja. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Ja. Dat Christus vir ons sondes gesterf het. Volgens die skrifte. Ja. En dat hy begrawe is. En dat hy op die 3de dag opgewek is. Volgens die skrifte. Amen. So ons preek volgens die skrifte. Nie ervaring nie. Nie wat ander mense vir ons vertel het nie. Ons preek volgens die skrifte. Daarom lees ons die skrifte. En ons lees in die skrifte dat hierdie sterflikheid moet met onsterflikheid bekleed word. Oh, halleluja. Hierdie verganklike moet met onverganklikheid vervang. Ons lees in die skrifte dat ons sal verander word. Amen. So ek praat nie iets anders nie. Volgens die skrifte. Glory. So waar was ons nou by 52, 53, ja. So hy sê, en wanneer hierdie verganklike, nou ek is nou 'n bietjie bang om die ding voor te gaan. Ek wil tog Apostel Cowan moet tog kom verder van.
Ek wil nou nie die ding voortgaan nie. Ek gaan net die skrif lees en moet my nie vra verder uit te brei. Ek los dit maar vas toe kom. En wanneer hierdie verganklike met onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met onversterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Come on. Oh, thank you, Jesus. Dis volgens die skrifte. Oh, hallelujah. Die skrifte moet in vervulling kom. Amen. En ons glo in God, wat dit wat hy gesê het, die skrifte is mos hy gesê het. So dit wat hy gesê het, om dit in vervulling te bring. Amen. Hy sê, ek is wakker agter my woord, Come on. om dit te volbring. So ons glo in God, wat wakker is agter sy woord, om dit te volbring. Amen. En beloved, soos wat ons in die begin gekom het is, ons sien dit nog nie, maar ons sien hom. Amen. En ons wil jou constantly terugvat na hom. Amen. Want hy is die een wat die dode lewend maak. Hy is die een wat gaan oorbly, Amen. gaan verander. Ons gaan ons nie self verander nie. Hierdie is nie iets wat in ons self is nie. Jy moet onthou, terug aan Genesis toe, was daar die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. So hulle moes van die boom van die lewe eet, om werklik daai ewigheid te experience, maar hulle het van die verkeerde boom geëet. En ek weet, ons probeer gesond word, en langer leef, deur wat ons reg doen, en wat ons nie verkeerd doen nie, as gevolg van die wet, probeer ons lewe. Maar ons wil jou terugbring. Dis nie op grond van jou nie. Jy kan miskien longevity beleef, deur reg te eet, reg te dink, en so aan. Maar jy gaan nie die ewigheid experience deur wat jy doen nie. God is die een wat die onverganklikheid in ons werk. Dit is sy ewige lewe binne in ons, en nie ons lewe nie. Daarom bring ons vir jou, kyk om. Amen. Ons kyk nie na mekaar nie. Die skrifte is nie wat ons uit ons duim uitgesuig het nie. Jesus het die skrifte bedien. En ewen die Bybel sê toe hy, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, en op pad was met die Emmausgangers, het hy uit die skrifte, uit die wet, die psalms en die profete het hy gelees, al die dinge wat betrekking het op hom. Ons preek nie iets anders nie, ons preek Christus, wat jy moet kyk. Jy moet hom sien. En weet, een van die frustrerendste dinge vir my is spesifiek predikers. Beloved, as Jesus Christus nie die sente is van jou prediking nie, klim af van die preekstoel af. Amen. Ons moet soos Johannes sê, kyk na die lam. Maar ons het te veel predikers wat sê, kyk na jouself. Kyk na Koos, kyk na Jan. Hy het hy ding gepreek, toe werk hy nie. Hy het ook geglo, hy sal gesond word, toe gaan hy dood. Ons het nie predikers op die preekstoel nodig, wat sê, kyk na jouself, kyk na Jan, probeer nie. Ons het predikers wat sê, daar is die lam. Amen. Van God wat die sondes van die wêreld wegneem, en toe hy die sonde wegneem, wat die dood ingebring, toe neem hy mos ook die dood weg. Amen. Halleluja. En daai is ons boodskap, constantly, kyk na hom. Hou op jouself ondersoek. Hou op ander mense ondersoek. Kyk na Jesus, die Christus. Amen. So ons preek om mense te encourage, om in hom te glo, om die oë gefestig te hou op Jesus. Nie op ons nie, nie op 'n mens nie, nie enige verwysing van wat jy gesien het of nie gesien het nie. Ek gaan nou byvoorbeeld vat as ons bid vir siekes. Nou, ons het al vir baie siekes gebid, en ons het wonderlike ervarings gehad. Maar ons het ook nie wonderlike ervarings gehad. Amen. Amen. Kijk, ek is eerlik. Ek het
ek het by ICU vir baie mense gebid. En van hulle het heen gegaan. En van hulle het uitgekom. Ja. Ons het vir mense gebid wat pyn in hulle liggame gehad het en onmiddellik was daar verandering. Ons het ook mense gehad wat van ons weggegaan het met die pyn nog in hulle liggame. Maar verander dit die woord van God? Nee. Verander dit dat Jesus gesê het, vir hulle wat glo sal hierdie tekens volg. Hulle sal hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Dis wat Jesus gesê het. Hy het gesê vir hulle wat glo sal hierdie tekens volg. So omdat ons glo, doen ons. Glo ons. Amen. En ons vertrou. En ons lê hande op die siekes. En ons ervaar. Soms en ook nie altyd nie. Amen. Sien. Maar ons groei in ons geloof en ons groei in ervaring. Sien. So ons hou ons oë gefestig op Jesus. Soos die skrif sê, maar nou sien ons nog nie dat alles aan ons voete onderworpe is. Maar ons sien Jesus. Amen. So Hebreërs 12 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons sien. Come on. Daai is die eerste vers begin so. Die tweede vers sê, hou ons die oë gefestig op Jesus. Want hy is die leidsman. Yes, sir. En die volëinder van ons geloof. Amen. So ons hou ons oë op Jesus wat die dood vir ons oorwin het. Amen. Ons hou ons oë gefestig op Jesus wat sonde weggeneem het. Amen. Johannes het gesê, kyk daar die lam wat die sonde van die wêreld Come on. wegneem. Amen. Amen. Ek dink ons wil graag in 'n uur bly. Maar wil jy nie verder lees? Ek dink tot by vers 3 waar mense op hierdie stadium baie negatief is en dink nee, maar dis nie vir my nie. Maar lees bietjie tot by vers 3 dan kan ons net van Hebreërs stuk 12 ja. Okay. So hy sê die oog gefestig op, of we gaan die eerste vers weer begin tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Amen. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Apostel Cowan het in die conference gepraat, wat is die geloof? Ja. Maar hulle moet daarna gaan kyk. Ja. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand of aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom. Come on. Wat so 'n teespraak van die sonders teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Dis dit. Dis wat ons vir jou bring. Beloved, gee ag op hom. Amen. Dis al boodskap. Want solank soos jy gefokus is op Jesus, sien jy geen dood. Ja. Solank soos wat jy gefokus is op Jesus, sien jy dood oorwin. Amen. Dis die enigste ding. Ja. Jy kan nie iets anders sien as die dood is oorwin. Lewe en onsterflikheid nie. So, want hoe meer jy na hom kyk, en dis wat Paulus skryf in Korintiërs waar hy praat oor die twee bedieninge, praat hy van die bediening van die dood wat die wet is, en hy praat hy van die bediening van die lewe wat Christus is, die bediening van geregtigheid, en dan sê, terwyl ons met 'n onbedekte gesig aanskou, word ons verander na dieselfde beeld. Ons het gepraat oor verander. Ons sal verander word. Ons wat nou sug, die sterflike, gaan die onsterflikheid bekleed word. So die verandering is by ons. Maar hoe gebeur dit? Die oog gefestig op hom. Jesus Christus, die beginner en die volëindiger van die geloof. Amen. Gaan kyk die conference preek oor onsterflikheid. Die geloof. En dan sê, ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Van heerlikheid tot heerlikheid. Daai is wat ons na kyk. Jesus die Christus. Amen. Waar is hy? Nie ver van jou nie. Ja. Amen.
nie ver van jou nie. En dis die groot geheimenis. Ek dink ons gaan hierby stop, maar kom ons lees om net hierdie heerlikheid vas te vat. Want mense dink ons moet doodgaan as gevolg van die sonde, die swakheid, en dan het mense ons gaan eendag daar wees. Maar lees vir ons, is Kolossense wat sê, van die geheimenis, wat van eeue en slagte verborge was, wat nou geopenbaar is. Halleluja. En dat ons net daai werklikheid kan vasvat en sê, hey, ons verkondig hom. Nie enige iemand of enige iets anders nie, maar hom. Dis Kolossense 1 vers 26. Is dit? Ja. Okay. Hy praat van naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborgen was. Maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Ja. Aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, sê die Afrikaans. King James sê in you. In you, ja. Die oorspronklike Griek sê in jou. So dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Ja. Hom verkondig ons. Amen. Dis altyd terug na Jesus toe. Altyd. Hom verkondig ons. Terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Halleluja. Elke mens. Elke mens. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Ons stel Christus Jesus as jou volmaaktheid voor. Amen. Christus Jesus as die een wat die dood vir jou oorwin het. Amen. Christus Jesus die een wat onsterflikheid aan die lig bring, en Christus Jesus binne in jou as jou onsterflikheid. Jy's volmaak. Jy het geen gebrek nie. Die ewigheid is binne in jou. Elke sel in jou liggaam is gevul met Christus, die heerlikheid, die krag van God, en hy sê, jy's volmaak. Hou op jouself sien as 'n armsalige sondaar wat moet doodgaan. Amen. Amen. Nee. Jy sien jouself as 'n armsalige sondaar wat moet doodgaan en hierdie lewe moet ontsnap. Terwyl die Here sê, nee, jy's volmaak. Amen. Jy's volkome. Jy's geseën. Jy's geheilig. Jy's triomfeerend. Jy's verheerlik. Jy sit in hemelse plekke en jy wil nie doodgaan nie, want jy's volmaak. In Christus Jesus. Halleluja. Amen. Laaste paar woorde, Christopher. So, jy is volmaak. Amen. In Christus. En dit is wat ons jou bring. Christus jou volmaaktheid. Amen. En jy in hom. Die skrif sê, want hy is nie ver van ons. Halleluja. Want dis in hom wat ons lewe. Dis in hom wat ons beweeg. Dis in hom wat ons bestaan het. Amen. So ons gee vir jou, Jesus Christus, jou volmaaktheid. Halleluja. Jou lewe. Amen. Jou vry van sonde wees. Jou regverdigheid. Jou heiligmaking. Christus Jesus. Amen. Ag, dankie Christopher, dit was lekker. Hierdie uurtjie het vinnig gegaan. Maar ons wil vir jou vra, komment, vra jou vraag, maak 'n opmerking, share it op jou wall, share it op jou WhatsApp status, deel hierdie boodskap met almal wat jy kan. Jy kan ook op ons YouTube channel gaan, Absolute Reality, kry hierdie waarheid, dit is daar's heel wat nog preke oor hierdie Christus wat ons verkondig. Amen. So indien jy in Appington area is, ons is in die dorp, Skotstraat 16, kom besoek ons gerus. Hierdie plek is die plek waar jy wil wees. Lekker worship, lekker communion, ons het nagmaal, ons gaan nog in hierdie tyd die nagmaal met jou bedien as die ete van onsterflikheid. Halleluja. Ons is so opgewonde hieroor, jy moet dit nie mis nie. Amen. Ja, daar is ook op my Absolute Reality page 'n boodskap oor die ete van volmaaktheid. Jy kan dit gerus gaan sien. Ek het dit vanoggend op ons WhatsApp met ons mense wat die boodskap kry op WhatsApp. Ek het vanoggend vir hulle uitgestuur. Ek dink is so 40 minute preek oor die ete van volmaaktheid.
Jy kan dit vra, en stuur ek dit vir jou op WhatsApp, en dan, jy's welkom om 'n offerande te stuur, is kerk hierso, amen, ons is mense, wat oral ingeskakel is, jy's welkom om die ministry te ondersteun, financially. Ek het verlede week gesê, ek weet nie of jy kan hoor, ons is in die dorp area, daar het nou 'n trok hier verby gery. Ons plek is nog nie klankdig nie, so jy's welkom om ons 'n klankdigte studio hier in die dorp te voorsien, amen. En wees welkom om finansiëel by te dra. Bring en sê hierdie waarheid moet gepreek word en ons wil julle support sodat die evangelie ook aan die uiteindes van die aarde bedien kan word. Amen. Ons wil graag saam met jou bid. Christoffel, bid vir ons. Vader, ons dankie en ons eer U vir die wonderlike mense wat ingeskakel het. En dankie Here dat hulle ervaar die goedheid van die Here. Amen. Hulle ervaar die guns van die Here. Thank you, Father. Hulle ervaar hulle vry wees. Hulle begin ervaar hulle onsterflikheid. Hulle begin ervaar hulle onverganklikheid. Ek verband elke negatiewe ding uit hulle bestaan uit hulle point of view uit in die naam van Jesus. En ek verklaar genesing in elkeen se liggaam wat dit nodig het. Ek verklaar voorsiening vir elkeen wat dit nodig het in die naam van Jesus. Ek verklaar jou vry in die naam van Jesus, soos dit jou erfdeel is in Christus Jesus. Ek verklaar dat die ewige voorneme van God nou in jou lewe gemanifesteer